Goeiemôre vriende. Ag, is lekker om julle te sien. En baie welkom hier in die kerk vandag. Mag die Here vir ons ryklik seën en mag ons ook vir die Here 'n seën wees. Ons gaan nie vandag voorsang hê nie, maar voordat ons met die diens begin, net twee dinge, al twee aankondigings. Die ene is volgende week is dit weer Bybelskool. En dan gaan ons 'n lang onderbreking weer hê, want dan is dit lang naweke en daar's kerkraadscommissievergaderings en kerkraadsvergadering. Moet nog kyk of ek die kommissievoorsitters kan oortuig om die tye 'n bietjie te skuif, dat ons nie so lank onderbreek met die Bybelskool nie, maar volgende Sondag is ons weer aan die gang. Dan het ek 'n aankondiging in verband met 'n koerantberig verlede week in die rapport. Dit is een van die swakste berigte wat ek nog ooit gesien het, swak geskryf en ook swak nagevors, waar die suggestie gelaat word dat daar 'n satanis is wat klas gee vir die teologie studente in Pretoria. Dis 'n suggestie, nee, hulle sê dit nie, dis 'n suggestie wat gelaat word en dit moet reggestel word. So, Tikkies se kuratorium het vir ons versoek om 'n verklaring vandag te lees namens hulle, wat ek dan nou gaan doen. As julle dit wil hê, kan ek dit vir julle ook aanstuur. Die kuratorium van IP wil graag aan lidmate van die NG Kerk die volgende inligting deurgee na aanleiding van die berig en rapport Satanis by Tuks, Kaproets oor giftige rasteorie. Die departement van godsdienststudies is die een departement in die groter fakulteit van teologie en religie wat nie vanuit 'n geloofs- en teologiese perspektief na godsdienst kyk nie, maar met 'n meer neutrale filosofiese invalshoek werk. Studente van alle geloofsoortuigings kan verdere studie aan hierdie departement doen en 'n aantal moslems, Baha'i en Boeddhiste het akademiese kwalifikasies hier behaal. Die kuratorium, ja goed, laat ek dan nou net eers sê, dit beteken daar's 'n departement binne in die fakulteit waar jy leer oor die verskillende godsdienste. En natuurlik moet 'n predikant leer oor ander godsdienste, dat jy kan weet waaroor dit gaan, hoe om mense te hanteer van 'n ander godsdienst. So daar is so 'n departement. En hierdie betrokke doktorale student het sy studies by daai departement gedoen. Dr. Tristan Kap het onlangs sy PhD suksesvol voltooi in godsdienststudies en word daarom soos alle suksesvolle PhD-studente as 'n navorsingsgenoot van die fakulteit gereken om navorsingsuitsette te registreer. Hy is geensins in diens van die fakulteit nie, ook nie aangestel in enige posisie by die Universiteit van Pretoria nie en gee daarom ook nie klas vir studente nie. In sy eie Facebook-profiel het Dr. Kap bevestig dat hy nie by IP klas gee nie en dat die rapportberig 'n valse en misleidende verklaring was. Nou, ek weet glad nie waaroor hy sy doktorale studie gedoen het nie, dit is irrelevant wat sy onderwerp was,
Die feit is, hy was geregtig om akademiese navorsing daar te doen en wat ook al hy bevind het om dit te kan publiseer. Hy is 'n uitgesproke satanist, blykbaar, maar of sy studie daaroor gegaan het, sal ek nou ook nie weet nie. Maar al het dit daaroor gegaan. Dit is nie waaroor dit gaan nie. Hy is nie 'n dosent van die NG Kerk nie. Die kuratorium is teleeggestel in die sensasionele beriggewing en rapport en die wanvoorstellings onder andere op Facebook, en daarom nou is lidmate om hierdie verklaring op sosiale media te deel, sodat die korrekte inligting mense kan bereik. Die dagbestuur van die kuratorium van Pretoria. Nou wil ek ook net vir u sê, hierdie soort van goeters en die reaksie van baie mense reageer op so 'n berig, en sê hulle, ja, dis die NG Kerk, jy weet, hulle is besig om afdraand te gaan. Daar's nou wel sataniste wat klas gee vir die dominees. Jy weet, en daai soort van absolute nonsens. Nou, ek was vir 15 jaar op die kuratorium, die ouens wat nou die verklaring uitgereik het. Ek was op daai kuratorium in Pretoria gewees vir 15 jaar. Die kuratorium se werk is om die studente te begelei, om die studente verder toerusting te gee wat die universiteit nie gee nie. Die universiteit kan net soveel vir jou gee. En dan het ons nou ons eie kerklike opleiding wat ons bygee. En daarvoor is die kuratorium ook verantwoordelik. Die kuratorium is verantwoordelik daarvoor om die leerplan op te stel. En om toe te sien dat die leerplan uitgevoer word. En om te kyk na die kwaliteit van die leerplan. Ek self was op die eksamenkommissie ook, en op die proponentskommissie. En op 'n stadium het ons juis navorsing gedoen. Dit was 'n 6 maande projek na die kwaliteit van die inligting wat vir die studente gegee word. So ek wil nou uit die binnekring waarvan ek nou nie meer deel is nie, wil ek vir julle sê, dit gaan goed met ons teologiese fakulteite. Elke nou en dan is daar 'n opstootjie. Jy lees nooit van die korreksie nie. Ons het dikwels gekry dat iemand vir ons bel, hulle het nou dit gelees of hulle daai gehoor by iemand en dit ontstel hulle, wat gaan aan by tikkies? En dan sê ons my, wat gee die feite? Vertel vir ons, wie, wat, wanneer, al daai goed. Nee, maar ek hoor by so en so. Sê ek, ja, maar jy het dit vir my vertel. Weet so, dan moet jy mos nou vir ons instaan vir wat jy oor vertel. En op die ou einde, na elke ondersoek, wat eintlik ons tyd gemors het, dan ontdek ons, daar was eintlik geen substansie gewees nie. Ek ken elkeen van daai dosente, ek het 'n lang pad saam met hulle elkeen geloop, ek ken elke lid van die kuratorium. Ons fakulteit is in besonder goeie hande, al 3 fakulteite is in baie goeie hande. Wees maar versigtig wie se woord jy aanvaar oor sulke goeters. Party mense is oningelig, ander het kwade bedoelinge, party het beide. En dit is gevaarlik. Goed, ek wou dit vir julle deurgee, dat julle net kan weet waar ons staan. Vriende, ons gaan nou voort met die erediens en die wotum gaan vanoggend onder andere daaruit bestaan dat ons as gemeente All to Jesus I Surrender sing. Ons gaan dit staande sing en ons gaan staande bly tot by die sing van die loflied wat Psalm 100 sal wees. Kan ons die lied kry asseblief? Nee, All to Jesus. Waar sê? Kom ons staan. Daar is die woorde nie, dis net die prent waarop is doen nie. Nee, die video moet, daar is 'n video wat moet draai.
Gaan ons hom nie kry nie. Nee, toe maar, dan gaan ons dit eerder los. Goed vriende, kom ons sit maar weer. Vriende, vandag is dit die 6de Lydingssondag en die 6de woord van Jesus aan die kruis was, dit is volbring. So 'n mooi Griekse woord, tetelestai. Dit beteken dit is afgehandel, dit is klaar, dit is eens en vir altyd gedoen. Wat Jesus gedoen het, is eens en vir altyd vir ons gedoen. Kom ons sit net so in stilte met daardie gedagte. Amen. Ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg, sal beslis nie in die duisternis leef nie, maar sal die lig van die lewe hê. Genade vir julle en vrede van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kom ons sing nou lied 100, juig almal tot God se lof en eer. In die lydingstyd is ons miskien 'n bietjie meer intens bewus van dit wat Jesus gedoen het en ook van ons eie lewe, hoe dit met ons staan voor die Here. En dis goed vir ons om ons te verootmoedig. En ons lees in die Bybel dat ons sondaars is. Dat ons 'n ver pad kom met ons sonde. Maar ook dat as ons ons sondes bely, God dit vergewe. Kom ons bely ons sonde met lied 387, sy eerste vers. O Heer uit bloed en wonde.
As ons ons sonde bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle kwaad. Dit is die wonderlikste ding om te weet. Jy is gereinig van alle kwaad. Kom ons sing die 4de vers. Ek dank U, Heer, van harte. Die heel eerste geloofsbelijdenis wat ons van weet, is dit wat ons kry in die Ou Testament self. Hoor Israel, die Here ons God is een. Hy alleen is God. Kom ons staan nou en dan bely ons saam met hierdie belydenis ons geloof met die woorde van die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het. Wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het. Wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Dankie. Vriende, ons gaan die Here nou met ons liefdegawes dien. Dis deel van ons buig voor die Here en ons dankbaarheid. Daarom nou ons gawes.
Ons gaan nou lees by Markus 10 van vers 32 af, maar kom ons bid eers. Here, ons buig voor U in ootmoed. U is groot. U is anders, gans anders. Ons kan ons kop nie om U kry nie. En ons is daarvoor dankbaar. Ons is bly dat ons net U skepsels kan wees. En dat U begaan is oor U skepsels en die ganse skepping. Ons loof U dat U die ganse wêreld in die hande hou, en terwyl dit so die mekaar is, dat ons kan vashou aan dit wat ons in Genesis lees, dat daar 'n dag was, aan die begin van alles, toe U Gees oor die chaos gesweef het, en toe U gesê het, dat daar lig wees, en daar was lig. Ons glo, Here, dat U vir ons steeds die lig gee. En ons wil altyd in die lig bly en leef. Vergewe ons dat ons baie keer 'n bietjie na die donker kant te beweeg. Geef ons die genade om dit altyd te glo, dat U ons vergewe het. Want dit wat U gedoen het aan die kruis, was eens en vir altyd. Ons bid vandag, Here, vir hierdie de mekaar wêreld. Ons bid vir mense wat mag in hulle hande het, en wat nie weet wat om daarmee te doen nie, en wat dit misbruik. Ons bid vir elkeen wat ly onder magsmisbruik. Ons bid dat U vir leiers wysheid sal gee, die wil om die wysheid ook te volg, en die moed om te doen wat reg is. Ons bid dit ook vir die kerk in die wêreld, dat ons sal weet, elkeen van ons, waar ons ook al beweeg, wat ons daar moet doen, wat ons daar moet sê, wat se leiding ons moet gee, wat se hulp ons moet gee, en dat ons dit sal doen. Ons bid vandag vir elkeen in ons kring, wat swaar kry, party van hulle wie se familie swaar kry. En ons bid dat hulle die krag sal ervaar dat U hulle optel en dat U in die donkerte by hulle is. Ek bid vandag in die besonder vir Albert van Sail, wat so verskriklik verneweer is. En ons bid dat U vrede oor sy en sy gesin, sy gemoedere sal spoed. En nou wanneer ons met U woord gaan besig wees, bid ek, Here, dat U self vir ons aanraak waar ons aangeraak moet word, en dat U die een sal wees wat verder in ons harte werk. Ons bid so in Jesus se naam. Amen. Op pad Jerusalem toe het Jesus voor hulle uitgeloop. Dit het die disippels verontrus en die mense wat agterna gekom het, laat bang word.
Moet tog let op hierdie inleidende sinnetjie. Dit is 'n baie belangrike sin. Die disippels was verontrus en die ander was bang. Toe het hy weer die 12 op sy geneem en hulle begin vertel wat met hom gaan gebeur. Kyk, ons gaan na Jerusalem toe. Daar sal die seun van die mens aan die priesterhoofde en die skrifgeleerdes oorgelewer word en hulle sal hom tot die dood veroordeel en hom aan die heidene uitlewer. Die sal met hom spot en op hom spoeg en hom slaan en hom doodmaak. En 3 dae later sal hy uit die dood uit opstaan. My vriende, op die punt moet ek nou net sê, dis asof die disippels dit nie gehoor het nie. Dit het by hulle verbygegaan, soos 'n maandag se saalopening in die skool. Nee, so vinnige oorsig oor die naweek wat verby is en die week wat voor lê, maar niemand luister nie. Dit is omtrent hoe dit met hulle was. Totaal blind, stiksienig, hulle verstaan nie 'n snars nie. Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, kom toe na Jesus toe en sê vir hom, Here, ons wil graag hê, u moet vir ons doen wat ons u gaan vra. Wat wil julle hê, moet ek vir julle doen? Het hy hulle gevra. En het hom geantwoord, wanneer u as koning heers, laat ons dan langs u sit, die een aan die regterkant en die ander een aan die linkerkant. Julle weet nie wat julle vra nie, het Jesus vir hulle gesê. Nou dis die onderbeklemtoning van die eeu. Kan julle die lydingsbeker drink wat ek drink? Of met die doop gedoop word waarmee ek gedoop word? Ons kan, sê hulle vir hom. Dis die oorskatting van die millennium. Daarop sê Jesus vir hulle, die beker wat ek drink, sal julle drink, ja. En met die doop waarmee ek gedoop word, sal julle gedoop word. Maar om aan my regter of my linkerkant te sit, dit besluit ek nie. Dit is vir die vir wie God dit gereed gemaak het. Toe die 10 ander dit hoor, was hulle verontwaardig oor Jakobus en Johannes. Jesus roep hulle toe nader en sê vir hulle, julle weet dat dit by die nasies so is, dat hulle sogenaamde regeerders oor hulle baas speel, en dat hulle groot manne die mag oor hulle misbruik. Maar by julle moet dit nie so wees nie. Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen onder julle wat die eerste wil wees, moet julle almal se dienaar wees. Die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Daarna kom hulle in Jerigo aan. Toe Jesus en sy disippels en 'n aansienlike menigte weer daarvandaan verder gaan, sien daar 'n blinde bedelaar, Bartimeus, die seun van Timeus, langs die pad. Toe hy hoor dat dit Jesus van Nasaret is, het hy begin uitroep, Jesus, seun van Dawid, ontferm u tog oor my. Baie mense het met hom geraas en vir hom gesê, moet stil bly. Maar hy het al hoe harder uitgeroep, seun van Dawid, ontferm u tog oor my. En Jesus het gaan staan en gesê, roep hom nader. Hulle roep toe die blinde man en sê vir hom, hou moed, staan op, hy roep jou. Hy het sy boekleed net daar gelos en het opgespring en na Jesus toe gegaan. En Jesus vra vir hom, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? Rabboni, sê die blinde man vir hom, dat ek kan sien. En Jesus sê daarop vir hom, jy kan maar gaan, jou geloof het jou gered. En dadelik kon hy sien, en het op die pad agter Jesus aangegaan. En dis ook 'n belangrike vers. Die hele gedeelte is 'n toebroodjie. En die broodjie bo sê, die 12 en die volgelinge van Jesus was verontrus en het bang geword.
En die onderste broodjie van die toebroodjie sê, hy het op die pad agter Jesus aangegaan. Dit is die woord van die Here vir ons vandag. So die tema is, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen, of nie? Wat wil jy hê, moet ek vir jou doen, of nie? Jesus vra die vraag in ons gedeelte 2 keer. Dit is 'n belangrike vraag wat hy vra. Die eerste keer vra hy dit vir Jakobus en Johannes, wat nogal saam met Petrus in Jesus se binnekring was, sy naaste vriende. En hulle rig hulle versoek tot hom, en hy wys dit af. Hy sê vir hulle, julle weet nie wat julle vra nie. Die tweede keer vra hy dit vir die seun van Timeus, en hy gee vir hom wat hy vra. En hy voeg by, dis 'n gelowige vraag. Dieselfde vraag word gevra. Die antwoorde, die reaksies van Jesus is verskillend. Nou vra mens vir jouself die vraag, maar was die disippels se geloof miskien net nie groot genoeg nie? Was Bartimeus se geloof groter as hulle sin gewees? Dit is 'n verkeerde vraag. Dit gaan glad nie in hierdie gedeelte oor die grootte van jou geloof of die krag van jou geloof nie. Dit gaan, ek wil waag om te sê dat al sou die twee disippels, Johannes en Jakobus, al sou hulle 150% geglo het dat Jesus vir hulle sal gee wat hulle vra. En dan sou hulle vir Lazarus en sy susters gaan roep om saam met hulle te bid. En dan sou hulle van Maria ook ingesleep het. Dan sou God daardie dag en geen ander dag nie, sou God nie vir hulle gegee het wat hulle gevra het nie. God sou nie hulle versigtiging na mag bevredig nie. Nie toe nie en nooit nie. Ten diepste gaan dit in hierdie gedeelte nie oor die grootte van jou geloof nie, maar oor jou onderskeidingsvermoë. Jou vermoë om te kan onderskei tussen God se wil en jou wil. Jou vermoë om in die duisternis, in die donkerte, God te kan onderskei. Jou vermoë om jou eie motiewe te ondersoek. Dis eerder waaroor dit hier gaan. En om dan te vertrou, dat wat ook al die antwoord, dit is goed. Dit is met my reg. So die eerste punt wat ek wil maak is, die disippels moes van beter geweet het. Hulle was 3 jaar volgelinge van Jesus. Vir 3 jaar het hulle saam met Jesus geloop, hulle saam met hom geëet, saam met hom gedrink, gesit en luister hoe hy die Fariseërs en die Sadduseërs en die skrifgeleerdes die mond snoer, hulle troef. Hulle het om die kampvure gesit. Hulle het alles gesien en gehoor vir 3 jaar. Veral sou hulle gesien het hoe sag Jesus met mense omgegaan het. Altyd sag het Jesus met mense omgegaan. Jy kon dit nie miskyk nie, sy nederigheid, sy dienswilligheid, dit was daar. Trouwens, hy het net in die vorige perikoop, gaan kyk maar, net in die vorige perikoop, dan sê hy vir hulle, maar julle moet soos die kindertjies wees. Julle moet die koninkryk aanvaar, soos hierdie kindertjies dit aanvaar, in afhanklikheid. En dan sê hy vir hulle, en julle moet nie wees soos hierdie ryk jong man nie, wat nie afhanklik wil wees nie, wat sy eie ding wou doen, wat sy magsbasis wil behou. Julle moet nie so wees nie. Julle moet bereid wees om alles net
prys te gee. Hy het dit nou net vir hulle weer vertel. Hy het toe nou weer vir hulle in ons perikoop, vir die derde keer het hy vir hulle gesê, ek gaan na Jerusalem toe, en daar gaan hulle my vermoor. En vir die derde keer het hulle ongelowig daarop gereageer. Glad nie verstaan waaroor dit gaan nie. Hulle ego het in die pad gekom. Hulle moes van beter geweet het as om vir Jesus te vra vir bevordering, vir bevoorregting. Jesus is nie in die besigheid nie. Wat kan ek vir julle doen, vra hy vir hulle. Here, gee vir ons wat alle mense altyd wil hê. Gee vir ons aansien. Gee vir ons mag. Gee vir ons insig. Gee vir, nee, nie insig nie. Ekskuus, verkeerde woord wat ek nou gebruik het. Invloed. Gee vir ons invloed. Ons wil beheer hê. Gee dit vir ons. Dis dieselfde goed wat Satan voorgehou het vir Jesus toe hy versoek is aan die begin van die evangelie. Nee. Hierdie goed, aansien, mag en invloed. Jesus het nie daarvoor gesoog nie. Die disippels het. En dan gee Jesus vir hulle 'n klein les in nederigheid. En dan sê hy vir hulle, hy het 'n bitter beker om te gaan sluk. Kan julle dit saam met my sluk, vra hy. Ja, nee, ons kan. En dan sê Jesus nie, julle kan nie, Jesus sê, julle gaan. Dit gaan gebeur. Maar dit sal eers veel later gebeur. Dit sal gebeur na die opstanding. Want hulle sou nog op 'n stadium vlug, behalwe Johannes, die daarom by die Here bly staan. Maar die ander het gevlug, so lyk dit. Maar daarna, toe hulle tot groter insig gekom het, na hulle baie twyfel gehad het, na al die goed wat met hulle gebeur het, toe die nederigheid en die afhanklikheid begin inskop by hulle, toe verstaan hulle. Ons moet onderskei tussen ons wil en God se wil. Dit gaan oor God en sy wil. As ons dit nie doen nie, as ons God se wil verwar met ons sin en ons sin met God sin, dan loop ons wil op die ou einde op die rotse uit. Die tweede ding is, die blinde voel aan wat die disippels nie sien nie. Kyk, hy was 'n onbeduidende man. Hulle het hulle nie veel aan hom gesteer nie, hy was 'n blinde, hy was 'n bedelaar, waarskynlik 'n bedelaar, omdat sy pa ook nie meer geleef het nie. Hy het nie so ordentlik 'n naam gehad nie. Nee, Bartimeus beteken eintlik net Timeus se seun. Nee. So asof, jy weet, man, wat is die klomp se naam nou weer? Timeus se seun. Jy weet, daai ou. Onbeduidend. Dis hy. Niemand sou iets van hom verwag het nie. Hy's daan en aard, uit en gedaan, maar hy verstaan. Die Here se 12 katkesante verstaan niks. Maar hierdie blinde verstaan. Hy verstaan dat Jesus die gesalfde is. Hy noem vir hom seun van Dawid. Seun van Dawid is 'n tegniese term vir die Messias op daai stadium. U is die gesalfde. U is die een op wie ons wag. So vriende, groot geloof is nie om dit wat nie bestaan nie uit te glo tot dit bestaan nie. Dis selfsuggestie.
Dis heidens. Dis towerry. Dis om God se naam te misbruik. Die groot geloof is die genade om God en God se pad raak te sien. Al is daar geen lig om jou nie. En om daarin troost te vind. Dit is groot geloof. So wat vra hierdie man van wie Jesus sê dat hy gelowig is? Vra hy rykdom? Vra hy mag? Nee, hy vra van die Here net wat die Here gekom het om te doen. Ontferm u oor my. Dit is een van die mooiste gebede. Ontferm u oor my. Want dis wat Jesus kom doen het. Hy het gekom om God se ontferming vir ons te kom wys. Hy het gekom nie om te toon hoe magtig God is nie, maar om vir ons te sê hoe lief God ons het, hoe God vir ons omgee. So hy vra, Here, ontferm u oor my. Dit sê Jesus is groot geloof. En dan vra Jesus vir hom, maar wat kan ek vir jou doen? En dan sê hy, soos hy die ding sien, dat hy kan sien. Dit sal alles in sy lewe verander. En dan gee die Here dit vir hom. En hy sien. Jesus eintlik hom gevra het, maar jy sien dan klaar. Want jy sien ek is die Messias. Jy sien tot in die hemel, hoe ver wil jy sien? En dan as 'n simbool daarvan dat hierdie man hierdie geestelike insig het, dan maak Jesus vir hom fisies ook gesond en word sy fisiese sig simbolies van sy geloofsinsig. En dan die derde punt, Bartimeus volg vir Jesus Jerusalem toe. Jesus sê vir hom, gaan hy huis toe, as hy huis gehad het? Nee, hy volg vir Jesus. Hy gaan nie weg nie, hy gaan agter Jesus, op Jesus se weg, Jerusalem toe. Die ander het bang en benoud geraak, hy het in die pad geval, agter Jesus aan. Hy het gelowig gereageer. Nou die woord wat gebruik word uit Jesus gevolg, het al hoe meer in die Nuwe Testament die betekenis begin kry van saam met Jesus gelei. Jou kruis opgeneem en gevolg. Dit het hy toe gedoen. Die vierde punt, bly maar nederig tot die einde toe. Party mense dink, as jy die Here volg en jy kom ergens by 'n sekere punt, en so die disippels ook gedink, jy kom by 'n sekere punt verby, jy die mylpaal bereik, dan weet jy. Jy het altyd die antwoorde. Dit is asof die Here dit nog, jy weet, vanoggend by breakfast by jou persoonlik kom gee het. Party mense kan verskriklik eie met die Here wees, soveel so dat hulle dink, hulle weet wat God dink. Jy kan net vir hulle vra, hulle het die antwoord, hulle is vinnig daarmee. Nee, vriende, vlug van sulke ouens en vrouens, hulle dink hulle weet. Nee, glo eerder die mense wat elke dag bid, Here help my om vandag weer te sien. Want die groot geestelikes oor al die eeue was nog altyd bewus daarvan
dat ons ego altyd in die pad kom. So jy bid maar vir die genade, dat die Here jou sal help, dat jou ego nie weer tussen hom en jou inkom nie. En dan wil ek afsluit, die antwoord lê in stilte en afsondering. Jesus het dit gereeld gedoen. Julle weet, ek praat baie hieroor, is geweldig belangrik. Abraham het dit gedoen. Jakob, Moses, Joshua, Dawid, die profete. Al die heiliges van daai tyd af tot vandag toe doen dit. Afsondering en stilte, om net by die Here tot verhaal te kom, by die Here te kom hoor, en om in die donkerte wat jy miskien beleef, net weer die lig te ervaar. En ek wonder nogal, of Timeus se klang, dalk juis in sy blindheid geseën was. Want sy blindheid het dit van nature oor sy pad gebring, om afgesonder en stil te wees. Ek wonder daaroor. Maar een van die mooiste goed wat ek hier lees, onthou, die ouens het flissies nog vir hom gesê, bly stil. En toe Jesus sê, bring hom nader. Toe gaan hy selfe ouens opgewonde na hom toe. Sê, hou moed, hy roep jou, kom. Vriende, miskien voel jy baie keer, ek doen die ding. Ek sonder my af. Ek is stil voor die Here. Maar dit is asof die lig nie deurbreek nie. Hou moed. Hou moed. Staan op. Hy roep jou. En miskien weet jy vandag van iemand wat deur so diepte gaan. Dan gaan na daai persoon toe. Opgewonde. Ek gaan sê vir hulle, hou moed. Staan op. Hy roep jou. Amen. Here, hoe wonderlik om te weet dat U vir ons kom ontmoet waar ons is. U het U disippels in hulle geestelike blindheid ontmoet daar waar hulle was. En het vir hulle gesê, julle weet nie wat julle vra nie. En het hulle nie verwyd nie. Het hulle gehelp. Het vir Timeus se seun ontmoet in sy blindheid. En vir hom uitgewys dat hy eintlik sien. En hy het die gevolg. Here, hoe fantasties. As U dit vir hulle kon doen, ook vir ons. Sing saam met my. Heer, wees ons genadig, Christus wees genadig, Heer, wees ons genadig. Amen. Ons gaan nou staan en dan sing ons lied 5:1, lei U ons lig deur hierdie duisternis. En na die seën sal ons weer die amen sing.
Geliefdes, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die troos van die Heilige Gees is met elkeen van u totdat Jesus weer kom. Mooi dan.